Goeiemôre, baie welkom op hierdie Vrydagoggend, die 24ste Julie. Ek hoop jy het 'n heerlike nagrus gehad. Ek wonder hoe die weer by jou lyk. By my is dit vriesend koud vanoggend. Is min dat dit so koud is by ons, maar is regtig vanoggend baie koud. Dis oopgetrek. Dis is 'n pragtige dag. Daar's nie 'n windjie wat waai nie, maar op die stadium omdat dit oggend is, as die sonnetjie uitkom, sal hy natuurlik hierdie erg koue verdryf. Hulle voorspel, ek het vanoggend geluister, weervoorspelling by ons hier in Saldanha Bay 17 vandag, so dit gaan ook nie verskriklik warm raak nie, maar dit gaan die hele dag warm wees. Gewoonlik sê ek, as die son opkom, is dit heerlik in die son, maar as jy die skare in beweeg, is dit koel. So vanoggend of vandag gaan 'n lekker dag wees, maar vanoggend is dit regtig koel. Dis buitend koel vanoggend. Ek hoop, soos ek sê, weer eens, jy het 'n lekker nag gehad, en as jy ingeskakel is vanoggend vir die eerste keer, kom sit rustig, kom raak stil. Ons mission hierso by Kom Laat Ons Boeke Vat, is om in die oggende net 'n klein bietjie stil te raak, stukkie die Bybel te lees, sê net 'n paar woordjies, baie dae meer, baie dae minder, en dan sluit ons af met gebed, net om die dag reg te begin. Dit is natuurlik belangrik, hierdie tyd van die oggend, dat ons, wanneer jy die boodskap ook luister, dat jy miskien jou oë toemaak, en net so 'n bietjie relax, ontspan. Met ander woorde, as jy jou oë toemaak van kop tot tone, sê vir alles relax, ontspan, raak ontvanklik vir die woord van God. Ek speel die musiek in die oggend nie, want weer eens, as jy musiek speel, dan is dit baie keer, dan is dit van die dinge, dan kan jou video's afhaal van die internet af, so ek soek dit nie, want dan is dit nou weer copyright protected, een van daai dinge. So dit soek ek nou nie, so ons speel die musiek in die oggende nie. Ek het beloof, ek sal op 'n stadium, nie in die winter nie, dis baie koud in die winter, en ek dink hier is die regte tyd, sal ek die see loop net so 'n stukkie rekord, en dan kan ek in die oggende miskien so 'n stukkie van die see speel, waar die branders net breek en die water net uitloop. Dit is baie relaxing, maar vir jou en vir my belangrik, om in die oggend te weet, as ons hier by mekaar kom, God is hier teenwoordig. Dit is die belangrikste woorde om te sê. God is hier teenwoordig. Relax, ontspan vanoggend, maak jou oë toe, maak jou ore oop, en maak jou hart oop, en wees ontvanklik vir die woord van God. Ons het 'n gebedsluis in die oggend, ek wil net die name noem, voordat ons begin met ons afskop met ons daaglikse stukkie uit die Bybel uit. Die persone wat ons in gebed opdra, vir gesondheid, almal van hulle, is Serena, my buurman, Philip se vrou, sy is stabiel, sy is by die huis, maar hou haar man julle gebede groot asseblief. Die volgende ene is Johan, die skingraaf het baie mooi gevat, en my vriendin Marita het my gisterand laat weet, Johanna het gister by die huis aangekom, so hy is release uit die Wellington, by Woester Hospitaal uit, is hy release, en hy is terug by die huis, en het gaan goed met hom. Die dokter is tevrede met hom, so Johan is by die huis, hy is besig om aan te sterk. Volgende een is Ian, swaar Ian, so ons dra hom ook op, vir gezondheidsredes, dra ons vir swaar Ian op, is lekker om vir Ian ook 'n gebed op te dra, en elke dag te dink aan Ian, en om op te dra aan ons Hemelse Vader, en dan vir Fien, vra ek ook gesondheid. Ek dink Fien word vandag, as ek mis nie, ek sal môreoggend op hoogte hou. Is altyd lekker om, as 'n ou bid vir iemand, op hoogte gehou te word. Dit gaan beter met Fien, dit gaan regtig baie beter met haar. Die kans is dat sy, as sy nie gister nie, definitief vandag of môre op die laatste uit die hospitaal uit ontslaan sal word. Ek sal ook op hoogte hou, so dra maar vir haar ook op. As jy dalk iemand het, jy is meer as welkom, daar is regtig op hierdie stadium oral genoeg plekke. Op Facebook kan jy vir my, sommer op my persoonlike naam kan jy vir my stuur, jy kan by Kom Laat Ons Boeke Vat op Facebook stuur, daar is getuies vir Jesus op Facebook waar jy kan stuur, daar is baie plekke, daar is YouTube waar jy kan stuur vir my 'n boodskap, dra asseblief hierdie persoon, jy kan sommer 'n DM stuur wat hulle sê, 'n direkte message, of wat jy kan doen, jy kan sommer net in WhatsApp vir my 'n persoonlike message stuur, en vra, meld hierdie persoon, dra ook vir ons op in gebed. So as jy van iemand weet, dit hoef nie noodwendig iemand te wees in jou familie, dit kan iemand wees van wie jy gehoor het, wat ernstig is, of wat siek is, of for that matter, mense waarmee dit goed gaan. Ons is baie keer
in 'n gebedslys, almal wat siek is, ek dink julle kan my in gebedslys opdra vir die Here is regtig goed vir my. Ek loof en prys hom elke dag en sê, Here, dankie vir wat ek het. Ek is tevrede daarmee. Dis vir my genoeg. U het dit vir my gedeelte. Dis die gedeelte wat u vir my afgemeet het. Dis vir my goed genoeg. Dankie daarvoor. Dankie dat u vir my aan die kruis gesterf het. Dankie dat ek kan liewe vir u. So dis die belangrikste. Ons hoef nie noodwendig te bid vir almal wie dit sleg gaan of siek is nie. Ons kan bid vir mense met wie dit goed gaan ook so. As dit goed gaan skielik in jou lewe, dan moet jy weet die Here is goed vir jou, hy is lief vir jou, hy wil graag hê dit moet goed gaan in jou lewe. Dan sê jy vir ons, maak net 'n spesiale gebed om vir die Here dankie te sê, dan doen ons dit. Die van julle wat julle Bybels by die hand het, is meer as welkom. Jy kan jou Bybel oopmaak vir oggend. Ons gaan lees uit Galasiërs 6 vanaf vers 1. Die tema van vanoggend is, terwyl jy jou Bybel oopmaak en terwyl jy besig is om oop te slaan daar by Galasiërs 6. Die tema van vanoggend is, doen goed teenoor ander. Ek wil probeer om vandag effens anders te op te tree. Julle kan my sê hoe julle voel daaroor en of julle graag, of dit werk vir julle. Want baie keer is 'n ou soos onthou julle van die gaanse diens. Vir die van julle wat nie weet nie, moet ek miskien weer vertel van die gaanse diens, die gaanse wat almal by die kerk opgedaag het die Sondagoggend en hulle is in die kerk en die dominee preek en hy vertel vir die gaanse van, hulle is eintlik sterk en groot diere, hulle het groot vlerke, amen, en hulle kan vlieg met daai vlerke, amen. So as julle uitgaan, gebruik julle vlerke, moenie net stap nie, vlieg, amen, sê die gaanse. En toe hulle uitstap die Sondag na die diens toe, stap almal terug na die dam toe en daar swem hulle verder. Glad die vlerke gebruik nie. Ek dink, baie keer is ons so in ons lewens. Ons het nou al so, ek wil amper sê, gewoond geraak aan die woord, hoor in die woord, luister, dat ons glad nie meer hoef mee te deel of betrokke te raak nie. Ons hoef nie meer die boodskap te vat en deel het aan 1 of 2 vriende nie, dis nie nodig nie. Die woord is vir my en vir my alleen bedoel. Vanoggend wil ek aan jou 'n challenge maak en dit maak jou mission vandag om aan miskien net een persoon doen goed teenoor een persoon. Daarby bedoel ek nie jy moet spesifiek vir die persoon geld gee nie, as jy voel dis reg, jy wil vir die persoon geld gee, jy is finansiëel sterk genoeg, goed daar, dis dit goed so. Maar iemand wat van wie jy miskien nie hou nie of met wie jy nie goed oor die weg kom nie, dis miskien beter gestel, vandag miskien 'n WhatsApp te stuur en sê, hey, ek is lief vir jou, kan ons sê, ons probleme laat vaar nie, en aanbeweeg vorentoe nie. So maak het jou mission vandag, om aan iemand goed te doen, al is dit aan een persoon, ek ben as dit elke dag doen, miskien 1 keer per week, 1 keer per dag, dan gaan dit elke dag al hoe beter gaan. So, die boodskap is, doen goed teenoor ander. Dis ons tema vir vandag, en dan ons missie vir die dag is, om goed te doen teenoor ander mense, al is dit net teenoor een persoon, dat is net begin, dat ons nie net dit hoor, en dan sê, ok, dis mooi woorde, en niks doen omtrent dit nie. Galasiërs 6, is belangrik om te lees, as ons in die Bybel te lees, miskien 2 keer dit hier te lees, want die eerste keer mis ons iets, toe ek vanoggend lees, toe het ek gisteraand ek lees, en ek lees vanoggend weer, toe sien ek, maar hierdie ding, hierdie stukkie in die Bybel het Galasiërs 6 begin eintlik, ek wil amper sê gevaarlik, as ek dit so mag noem, begin eintlik op 'n hoë noot. Hy begin deur te sê, laaste vermaning, groete. Met ander woorde, hy begin met die woorde, laaste vermaning. En ek meen, as ons nou deur hierdie woorde gelees het, of deur hierdie stukkie in die Bybel, en ons het nie gestop eers daar by die begin nie, dan mis ons baie deur te sê, die brief wat geskryf is sê, laaste vermaning, dit vermaan, soos die vermaning sê, mense, om reg te doen, reg op te tree. So laat hierdie stukkie in die Bybel ook vir my en jou nie net 'n stukkie in die Bybel het wees in 'n teksvers en 'n boodskap vir die dag, maar dat dit ook vir ons 'n vermaning wees wat vir ons sê, dis hoe jy moet lewe reg. Broeders, ek sit susters by, broeders en susters, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is,
so ene reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. Die rede daarvoor is, dit kan maklik gebeur. Is hierdie stukkie nou nie pragtig nie? Hy sê, jy moet vermaan, maar jy moet dit sagmoedig doen. En terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie dalk versoek mag word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Dis wat die tema van vandag afkom, doen goed teenoor mekaar, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Ek dink dis hoe die Here wil hê ons moet lewe. Ons moet nie net ons probleme by sy voete kom sit nie, maar ons moet ook help om ons vriende en familie en selfs die vriende van ons wat ons nie baie goed oor die weg mee kom nie, selfs hulle te help om hulle laste te dra. Dis wat Christus graag wil hê ons moet doen. Onthou, hierdie hele stukkie wat ek lees is 'n vermaaning. Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel, en dan sal hy grond vir roem hê, alleen wat homself betref, en nie wat die ander betref nie. Want elkeen sal sy eie pak dra. Maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang, meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy maai. Hy wat in sy vlees saai, sal in sy vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Is dit nie pragtig nie? Ek lees hierdie stukkie oor, ek moet dit oorlees. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Ander woorde, ander gelowiges rondom ons. 'n Pragtige stukkie vir jou op hierdie Vrydag. Mag jy 'n amazing dag hê. Ek bid vir jou 'n amazing dag toe, met vol liefde, vol rose, vol sonskyn, vol maanskyn en vol liefde. Kom ons maak ons oë toe in gebed. Liefdevolle Here en Hemelse Vader, ons kom sit vanoggend by u voete. Voordat ons begin, wil ons graag opdra mense wat gebed nodig het, wat gesondheid aanbetref, en ons weet dat u het 'n healing hand, waar u hand sit, genees u. U laat selfs dooies weer gesond raak en wakker word en opstaan en lewend word. Die persone wat ons wil opdra, Here, u weet van die situasies, ek kan net die name noem, Here, baie dankie dat ons glo en vertrou. U sal help, as dit u wil is. Serena, Johan, Ian en Fien, ons dra hulle op, en ons wil vir u vra om hulle spesiaal vas te hou, wat gesondheid aanbetref. Here, dankie dat ons vanoggend in die voete kom sit op die pragtige, koue Vrydagoggend. Dankie vir die dag daar buite, nuwe kanse, nuwe geleenthede. Vergeef asseblief ons sondes, Here, op die Vrydagoggend, wat ons so mildelik doen, en help ons om ons skuldenaars te vergewe, wat 'n baie moeilike een is. Here, dankie dat ons kinders van u kan wees. Here, as ons deur moeilike tye gaan in ons lewens, en ons gaan deur siektes, en Here, daar's mense wat persone aan die dood afgestaan het, dis 'n moeilike pad om te stap, is baie keer, Here, 'n eensame pad om te stap. Maar die pad raak nie so eensaam as ons vir u saam met ons vat nie, want dis wat u graag wil doen. U wil saam met ons stap, want u is lief vir ons. U wil ons nie alleen laat nie. U het die Heilige Gees gestuur om saam met ons die pad te loop. Selfs al is ons op ons eindtyd, op ons doodsbed. U is met ons, u is binne in ons. U help ons. U ondersteun ons, u onderskraag ons. U gee vir ons krag waar ons krag nodig het.
Ek wil sommer vanoggend net alle moeders opdra wat kinders het, wat met kinders grootmaak. Here, ek weet dis ook 'n moeilike pad, en soos my dogter vanoggend vir my sê, pa, daar is nie 'n manual om kinders groot te maak nie. Here, help daai mensies, paans en maans, om die regte besluite te maak, om die regte opvoeding vir hulle kinders te gee. Help ons asseblief vanoggend om ons baadjie aan te trek, die baadjie van liefde, maar die belangrikste, help vir ons, Here, om die liefde uit te lewe teenoor almal rondom ons. Help ons asseblief met vanoggend se missie om te probeer, Here, om net aan een goed te doen. Hoe meer ons aan goed doen, hoe beter. Want goedheid begin by ons, en ons lewer dit uit, omdat U lief is vir ons, die Heilige Gees in ons is, en U gee vir ons hoe baie ons beker loop oor, so ons wil eintlik maar net 'n bietjie deel van wat ons ontvang. Ons steek ons hande op na die hemel vanoggend, Here, en sê, Jesus, Jesus, take the wheel. Here, vat asseblief ons lewens in geestes stuurwiel en bestuur ons na die einde van 2026 toe en daarna. Here, ons is lief vir U. Dankie, Here, dat U ons lief was vir ons, voordat ons nog gebore was. Dat U 'n doel het met ons lewe, dat U 'n visie en 'n missie het met ons lewe. Gee ons kans dat ons die Heilige Gees toelaat in ons, om dit uit te lewe. Om soos U te lewe elke dag, net so 'n stappie te gee, net so een triekie nader aan soos wat U graag wil hê ons moet lewe. En dat ons net so in U voetspore volg, dan weet ons kan nie verkeerd gaan nie. U is in beheer. Ek vra dit nie omdat ons verdien, Here, maar enkel alleen die groot genade alleen. Amen.